eers vir julle weer herinner dat ons Vrydag aand ons gemeentebraai het hier by die kerk. Jy gaan vure wees, jy gaan bykosse wees, jy bring net jou eie vleis en drink goed saam. En dan kom kuier ons net 'n bietjie saam met mekaar die aand. En dan volgende Sondag, die 8de Maart, gaan ons nagmaal hê tydens die erediens, so ons nooi jou ook uit om dit saam met ons te kom geniet. Nou vandag eindig ons met ons preekreeks vir die kwartaal. Die reeks wat gegaan het oor die koninkrykswaardes, Bybelse waardes wat ons nodig het om te leef in 'n baie onstuimige wêreld. Ons het gepraat oor die waardes van nederigheid, om mekaar nie so vinnig te oordeel nie. Ons het gepraat oor om respek vir mekaar te hê, en verlede week het gegaan oor dat ons 'n naaste vir mekaar moet wees. Vandag praat ons oor die waarde van getrouheid. So kom ons lees vandag se teks, Micha 6 vers 6 tot 8. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Die afgelope week was dit mos nou weer begrotingstyd in die parlement, die dag waar die minister van Finansies vir ons almal vertel wat in die land se begroting en geldsake aan die gang is. Nou by begrotingstyd is daar mos nou altyd mense ook wat kommentaar lewer daarop, mense wat sê wat hulle dink dit moet in die begroting wees en dit moet nie in die begroting wees nie en dan moet hierop gefokus word en so aan. Maar dit is ook vir my opvallend hoe sinies mense geraak het oor die begroting. Dis asof mense net nie meer omgee daaroor nie. Asof mense hoop verloor het daarmee, asof dit nou maar net 'n ding is wat mense voel, maar niks gaan verander nie, so ons is ook nie meer gepla daarmee nie. En dis nie by die begroting wat mense so begin voel nie. Ek dink net aan hoe mense praat oor ons land. Ons hoor goed soos, niks gaan ooit verander nie. Almal is korrup. Dis nou maar hoe dinge is, en dit help nie, mense probeer enigiets anders doen nie. Ons moet dit nou maar net aanvaar. Mense is baie sinies oor dinge wat in die wêreld en in ons land aangaan. Nou daar's 'n deel van my wat iets daarvan verstaan, maar ons moet ook besef dat hierdie sinisme kom ook met 'n prys. Dit steel ons hoop, dit steel ons vreugde, dit maak ons afgestomp, dit verhard ons harte, dit maak dit ons mekaar nie meer vertrou nie. Nou ek dink Micha 6 help ons nou nogal hiermee. In hierdie teks wat ons gelees het, word die mense van God, die gelowiges, tot verantwoording geroep. Die begin van vers 1 af, wat ons nou nie alles gelees het nie, daar lees ons hoe Micha die mense herinner aan dit wat God deur die jare in die verlede al alles vir hulle gedoen het. Maar iewers het dinge toe verkeerd geloop, en die mense het ontrou geraak aan God, so Micha is nou hier besig om die mense tot verantwoording te roep. En die mense antwoord dan met die vraag, waarmee sal ons na die Here toe gaan? Met ander woorde, hoe gaan ons dinge kan regmaak met God? Moet ons meer offers bring? Moet ons meer godsdienstig wees? Dis asof hulle vra, wat moet ons doen om weer in God se goeie boekies te kom? En dan antwoord Micha hulle met daai bekende woorde in vers 8. En eintlik wat hy vir hulle maar sê is dat julle weet wat julle moet doen. Doen wat reg is. Wees getrou in julle liefde. Stap die pad nederig saam met God. Dis mos nou maar eintlik waaroor geloof gaan, hierdie 3 goed. Om reg te doen beteken, God se mense moet werk vir die welstand van alle mense. Gelowiges moet werk vir die goeie vir alle mense. Dis om te werk vir 'n samelewing waar alle mense kan floreer. Om getrou te wees in liefde beteken, wees lojaal aan mekaar. Werk vir goeie verhoudings tussen mense. Behandel mense met respek en met vrygewigheid. En om nederig die pad saam met God aan te hou stap beteken
om naby aan God te leef, jou lewe saam met God te leef. Dis om jou oog gefestig te hou op Jesus die hele tyd, soos wat ons lees in die Nuwe Testament. So Micha herinner die mense dat dit nie gaan daaroor om net al hoe meer goeders te doen om in God se goeie boekies te kom nie, of om meer en meer godsdienstig te probeer wees nie. Dit gaan oor wie hulle is en oor hoe hulle lewe leef. Dit gaan daaroor dat hulle getrou moet wees aan God en in hulle geloof. Ek het onlangs 'n cartoon gesien wat hierdie beginsel van Micha nogal mooi opsom. In die cartoon is daar 'n prentjie van Jesus en Jesus staan so met sy arm om die skouers van 'n ander persoon en dan sê Jesus vir die persoon, I don't care how religious you are, just be nice. I don't care how religious you are, just be nice. Dis eintlik maar wat Micha vir die mense sê. So Micha se antwoord aan hierdie mense is eintlik heel eenvoudig. Maar soos ek en jy ook mos nou weet, dis nie altyd maklik nie. Ons leef in 'n land waar daar baie dinge is wat pla, baie dinge is wat verkeerd is, en waar mense erge goed aan mekaar doen, en dit is maklik om sinies te raak as gevolg daarvan. Dit is maklik om te begin dink, maar dit help tog nie om anders te probeer leef nie. Dit help nie om dinge anders te probeer doen nie. Wat help dit nou om reg te probeer leef? Wat help dit nou om liefde uit te leef in hierdie omstandighede? Maar Micha herinner ons daaraan dat God soek nie vir perfekte mense wat alles reg doen nie. Die mense met wie Micha praat in hierdie stuk is maar gebroke mense. God soek wel mense wat getrou is en ten minste wil probeer om die regte ding te doen. Micha herinner ons ook daaraan dat God nie mense goed wat soek wat groot en indrukwekkende goeders doen nie. Hy soek net mense wat getrou is, veral ook in die klein dingetjies. Nou, dit het my laat dink aan 'n storie wat ek baie lank terug gelees het. En dis 'n storie van 'n tannie, ek kan nie eens meer haar naam onthou nie, wat alleen in haar ou huisie gewoon het, in 'n straat waar dinge nie altyd vreeslik netjies was nie. Daar het baie keer rommel rondgewaai en die mense het nie soveel omgegee oor hulle voortuine nie en oor hoe die sypaadjies lyk en so aan nie. Dis asof mense gesê het, maar die sypaadjie voor my huis, dis die munisipaliteit se verantwoordelikheid, ek gaan niks daaraan doen nie. Maar die tannie het dinge anders gedoen. Sy het mooi tuin gemaak voor haar huis, sy het tuin gemaak op die sypaadjie voor haar huis, dit was mooi en sy het elke dag moeite gedoen in die tuin en sy het elke dag die tuin nat gegooi. So, haar plekjie het anders gelyk as die res. Soms het mense vir haar gevra, maar hoekom doen jy dit? Ek meen, as niemand anders in die straat doen dit, so hoekom doen jy dit dan nou? En dan het die tannie net geantwoord, dis my stukkie grond en ek kan daarop doen wat ek wil. Later jare by haar roudiens, toe is daar 'n man wat vertel dat hy maar baie moeilike tienerjare gehad het. En hy vertel hoe hy as tiener baie keer by die tannie se huis en haar mooi tuin verbygestap het en dan was hy mismoedig en hy het sleg gevoel oor homself en alles wat in sy lewe aangaan. En dan stap hy by haar huisie verby en hy sien die mooi tuin. En hy sê, dit was die enigste tuin in die straat wat mooi was. En dit het hom elke keer laat dink, dat nie alles in die wêreld is gebreek en sleg nie. Sien, in 'n siniese wêreld kan 'n klein dingetjie, soos 'n tannie wat elke dag haar tuin nat gooi, dinge anders laat lyk en weer vir mense hoop gee. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir dit wat ons vandag gehoor het. Maar ons bely ook dat dit nie altyd maklik is vir ons om hierdie goed te doen nie. Dat dit maklik is vir ons om sinies te raak en om moed op te gee. Maar U roep ons tot meer as dit, Here. So gee vir ons die moed om goed te doen, selfs wanneer dit ongemaklik is, selfs wanneer niemand kyk nie. Maak dat ons harte nie hard raak nie,
en bewaar ons van wanhoop. Vul ons met hoop wat van U afkom en met liefde wat ander kan dra. Ons vra dit nie omdat ons dit uit onsself kan doen en regkry nie, maar omdat U getrou is. Amen.